Hallo julle, ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde waar ons al die trigonometrie teorie wat julle tot dusver geleer het, gaan gebruik. As jy hier na die regterkant kyk, sal jy sien ek het klaar die K-streel hier. Ek het ook hoe ons die hoeke in die verskillende kwadrante skryf wanneer ons na die X-as toe reduseer. Hier het ek my twee identiteite. Daar het ek die koreël waarvoor jy altyd vir die 90 moet uitkyk en dan het ek ook my twee driehoekies vir spesiale hoeke. Die voorbeeld wat ek gaan doen was in die Junie 2023 vraestel vir graad 11 wat Gauteng opgestel het. So kom ons val weg. Tan van 225. 225 beteken ek gaan om 180 en nog 'n bietjie en ek moet daai bietjie vind. So tan van 225 is 180 grade en as ek 45 grade daarby tel, dan het ek 225. Dan plus sin van 180 minus 180 minus is in die tweede kwadrant waar sin positief is. So dit gaan net wees sin theta. En dan cos van 90 plus theta. Nou dis baie belangrik dat jy hier die 90 grade raak sien. Want sodra jy 'n 90 grade het, gaan jy nie jou gewone reduksie doen nie. Jy moet een van die koreëls gebruik. So ons het hier vir 90 grade plus theta. Dit beteken 90 grade plus theta. In die tweede kwadrant met ander woorde, waar cos negatief gaan wees. So dit gaan wees minus. Dan omdat dit 'n koreël is, gaan cos verander in sin theta. Ek dink dit is beter as 'n mens hier hakkies skryf, sodat jy deeglik sien, jy vermenigvuldig daardie twee. Onder die lyn, weer eens, ek het tan van 90. Sodra ek die 90 sien, dan weet ek my cos gaan sin word. En nou moet ek net kyk in watter kwadrant is 90 min theta. Dis 90 en dan 'n bietjie terug. Dis in die eerste kwadrant waar alles positief is, so dit gaan net sin theta wees. En dan vermenigvuldig ek dit met hierdie baie groot hoek. Nou ons moet eers 'n plan maak met daardie hoek. Eerstens is albei terme negatief, dit is min theta en min 540. En ons moet daai 540 afkry, sodat dit of 360 of 180 is, sodat ek my normale reduksie kan gebruik. Nou die enigste manier wat jy dit kan doen, is om 360 grade by te tel, want onthou, as ek op 'n sekere plek is en ek tel 360 grade by, is ek op presies dieselfde plek. So kan ek enige veelvoud dan 360 grade bytel. Dit sal ook oukei wees om 360 grade af te trek, met ander woorde om in die kloksgewyse rigting te gaan. Maar jy moet na die som kyk. Duidelik het ons hier minus 540 waarvan ons wil ontslaa raak, so ek moet 360 of veelvoude daarvan bytel. So, hoeveel keer moet ek 360 bytel? Een keer gaan nie genoeg wees nie, want as ek een keer 360 bytel, dan kry ek net minus 180, wat nog steeds nie reg is nie, want vir my reduksie wil ek plus 180 hê. So as ek nog 'n 360 bytel, dan het ek nou eintlik 720 bygetel.
dan gaan dit werk, want 720 minus 540 is 180. So dis die plan wat ek hier gemaak het. Daai twee saam is 180. Nou kom ons gaan aan. Nou, tan van 180 plus 45 weet ek gaan wees tan van 45. Ek moet net kyk dat my tekens reg is en 180 plus 45 is in die derde kwadrant waar tan positief is, so dit is reg. Dan het ek hier 'n volgende term, dis baie belangrik dat jy sien, daar is 'n plusie daar, so ons het twee terme bo kan die lyn. So, ek gaan sê 'n plus maal 'n min gee vir my 'n minus, oortyd minus, en dan sin theta maal sin theta is sin kwadraat theta. Onder die lyn het ek sin theta, en nou kan ek net, daar's net een term onder die lyn, daar's vermenigvuldig, so ek kan nou net hierdie gaan skryf as die 180 grade wat ek daar het, minus theta. Goed, tan van 45 grade, daarvoor moet jy jou 45 grade driehoekie gebruik. Ons maak hom net so bietjie groter. Tan is teenoorstaande op aangrensend, so tan van 45 is 1. So dit gee vir my 1 minus sin kwadraat theta gedeel deur sin theta maal nog 'n sin theta, want 180 minus theta is in die tweede kwadrant en sin is positief in die tweede kwadrant. Nou, wat is 1 min sin kwadraat? Nou, daarvoor moet jy onthou, jy het hierdie identiteit. Ons maak hom net so bietjie groter, dat ons hom mooi kan sien. Die identiteit sê cos kwadraat plus sin kwadraat is 1. Maar as ek wil weet, wat is 1 min sin kwadraat, moet ek hom net daai kant toe vat. So, 1 min sin kwadraat gaan net gelyk wees aan cos kwadraat theta. So, ek kan nou in die plek van 1 min sin kwadraat gaan skryf cos kwadraat theta. Ons maak net vir myself plek hier weer. So, dit is cos kwadraat theta gedeel deur sin theta maal sin theta is sin kwadraat theta. En nou, wat is cos kwadraat gedeel deur sin kwadraat? Wel, ons het ons ander identiteit, hierdie enetjie, wat sê tan van theta is cos. Tan van theta is sin theta gedeel deur cos theta. Kan julle sien, hierdie is net die omgekeerde daarvan. Ons cos is bo, so dit is eintlik 1 op tan kwadraat theta. Goed, daar sy.